Wat is jou why vandag? Jy is dalk 'n ma en jou salaris hou nie tot die einde van die maand toe nie. Jy het kinders waarna jy moet omsien en baie keer vra hulle vir jou goed. Soos mamma, ek wil graag by my vriendin gaan kuier of mamma, ons wil graag na hierdie konsert toe gaan of jy het dalk 'n seentjie wat wil gaan visvang by die Vaalrivier of wat ook al, maar jy moet elke keer vir hulle sê nee, want jy het nie geld vir brandstof nie of jy het nie geld vir daai konsert om die kaartjies te koop nie. Ek is Venita, ek is 46 jaar oud. Ek het my eie besigheid gehad vir 20 jaar. Ek het 'n raamwerk besigheid gehad saam met my ma. En ek was finansiëel gesort. Nie dat my salaris groot genoeg was om sodat ek elke maand spandabelrig kan wees nie, maar ek was finansiëel ek okay gewees, maar met die pandemie moes ons deure toemaak. En daar sit ek by die huis. Nou moet ek vir my man vra vir geld. En dit is nie lekker nie, julle. Ek weet hoe dit voel. Jy voel skaam, want weet jy wat? Hy sorg alreeds dat al die rekeninge betaal word. En hy sorg dat die kinders versorgd is. En hy sorg dat hulle die nodige goeders het. Maar weet julle wat? Dit is nie altyd genoeg nie. En daai geld hou ook nie tot die einde van die maand nie. En ek wil vir julle sê, dis nie lekker as 'n ouer elke keer vir sy kinders moet nee sê vir goed nie, want jy wil hê jou kinders moet 'n lekker kinderlewe hê. Jy wil hê hulle moet eendag as hulle groot is kan vertel. Ek raak ek sommer emosioneel. Jy wil hê hulle moet 'n lekker kinderlewe hê. Eendag vir hulle kinders kan vertel. Sjoe, ek het darmal 'n lekker kinderlewe gehad. My maale het laat ons dit doen of my pa het ons gereeld met vakansie gevat en ons het hierdie show gaan kyk of wat ook al. Jy wil hê hulle moet 'n vol lewe hê. Dan wil ek vandag vir julle sê, hierdie program wat ek in invested, dit is 'n digitale program. En as jy hom verkoop, verdien jy 100% wins. Jy